Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied vanoggend is Gesang 159, verse 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 190, verse 1, 2 en 3.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enigste gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons gesaligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en wat op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing gesang 265 verse 1 en 2, waarna jy weer kan sit. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 verse 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die enigste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is,
jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 308, verse 1, 2 en 5. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees 'n paar teksgedeeltes uit die boek Ester. Hoofstuk 2 vers 5 tot 8, hoofstuk 4 vers 5 tot 7, vers 15 tot 17, hoofstuk 7 vers 2 tot 6, vers 10, hoofstuk 9 20 tot 23 en ook vers 32. 'n Mens moet eintlik die hele boek deurlees om die verloop van die geskiedenis mooi te verstaan en daarom net hierdie seleksie van die teksgedeeltes. U sal onthou waaroor die boek Ester gaan. Die Jode of die Israeliete was op hierdie stadium van die geskiedenis, toe hulle nog weggevoer is deur die Babiloniërs, het hulle nou onder die Persiese koning se heerskappy gestaan, koning Ahasveros. Nou daar was 'n man met die naam van Haman wat al die Jode om die lewe wou bring. Nou Mordegai, 'n Jood, het daarvan te hore gekom en hy het Ester laat weet, sy broerskind. Sy was op daardie stadium deel van die vroue hofhouding van koning Ahasveros. Inderdaad was sy die koningin en hy het haar laat weet van hierdie komplot teen die Jode. Sy het vir die koning vertel en uiteindelik het die koning opdrag gegee dat die Haman wat die komplot teen die Jode gesmee het, tereggestel moes word. Nou die Jode is nou van 'n slagting gered deur die optrede van Ester en haar oom Mordegai.
En ter herdenking van hierdie gebeurtenis is die jaarlikse Purimfees ingestel. Ons lees die skrifgedeeltes. In die stad Susan was daar 'n Jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam van Benjamin en was 'n seun van Jair, seun van Simi, seun van Kis. Hy was onder die ballinge wat saam met koning Jojagin van Juda uit Jerusalem weggevoer is deur koning Nebukadneser van Babel. Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa, dit is Ester, die dogter van sy oom, want sy was 'n weeskind. Die meisie was mooi, sy was baie mooi. Na die dood van haar pa en ma, het Mordegai haar as dogter aangeneem. Toe die besluit en bevel van die koning bekend gemaak is 'n groot aantal meisies in die stad Susan bymekaar gebring onder die sorg van Hegai. Ester is ook na die paleis van die koning toe geneem onder die sorg van Hegai, wat oor die koning se vrouens toesig gehou het. Ester roep toe vir Hattak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy Mordegai so maak. Hy het sy klere geskeur en so deur die stad geloop met die geskeurde klere. Hattak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Ester het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en alles gedoen wat Ester hom beveel het. Terwyl hulle by hierdie tweede geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Ester, wat is dit wat jy wil vra? Dit sal jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal toegestaan word. Koningin Ester antwoord toe, as die koning my goedgesind is, en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Toe vra koning Ahasveros
vir koningin Ester. Wie is dit wat so iets beplan en waar is hy? En Ester antwoord, die teestander en vyand is hierdie lae mens, hierdie Haman. Haman het groot geskrik daar in die teenwoordigheid van die koning en koningin. Hulle het Haman toe opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai laat bou het. Daarna het die woede van die koning bedaar. Mordegai het hierdie gebeure laat neerskryf en briewe gestuur aan al die Jode in al die provinsies van koning Ahasveros, naby en ver, en die Jode gelas om voortaan elke jaar die 14de en die 15de van die maand Adar te vier, as dae waarop die Jode die bedreiging deur hulle vyande afgeweer het. Dit is die maand waarin hulle angs in blydskap verander het en hulle rou in feestelikheid. Hulle moes dit dae van feesviering en vreugde maak en aan mekaar eetgoed en aan die armes geskenke stuur. So het die Jode, na aanleiding van Mordegai se brief aan hulle, die gebruik waarmee hulle begin het, as 'n vaste gebruik aanvaar. Dit was op Ester se bevel dat die voorskrifte vir hierdie Purimdae vasgestel is. Dit is toe in 'n boek neergeskryf. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U alleen is God en Here. U het alles geskep. Dit wat ons kan sien en ook die dinge wat ons nie kan sien nie. Dat U aan ons geloof skenk, dat ons U kinders mag wees, dit is lewe. Goeie Heer, om U te kan aanbid, is die grootste gerusstelling en troos wat 'n mens in hierdie lewe kan hê. Laat tog die geheim van U seun vir ons die enigste skat in hierdie lewe wees, wat ons in al ons weë met hartstog bly soek. En gee dan, dat as ons in ons soek na U, tot die besef kom, dat U ons lank al gevind het. Ons bring aan U ons dank. Die Seun het na ons toe gekom en hier op aarde die pad na die kruis begin loop. En juis so
vir ons u koninkryk gebring. Ons dank u, Heer, dat niks op aarde ons ooit weer onder die juk van sonde skuld kan druk nie. Sy offer was volmaak. Ons dank u dat u seun se lyding ons herskep het tot nuwe mense. Mense wat elke dag en elke oomblik nuut kan bly. Mense wat in voorspoed en in teenspoed kan bly opstaan en leef. Want ons behoort aan die koning van die skepping. Vir die belofte om in u koninkryk te mag ingaan. Daarvoor kan ons u net elke dag bly dank. Driemaal heilige God, vergewe ons tog ons sonde, verlos ons tog van alles wat van ons slawe maak, en verlos ons van die eie geregtigde ou mens, wat so in ons hart bly neskrop. Kyk tog na u seun aan die kruis en wees ons tog genadig. Net om sy ontwil alleen. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 469, al twee die strofes, uit u en deur en tot u is alle dinge, Here. U bepaal ons lot, al sou ook wat gebeur. Geen toeval skenk u werke. En kom ook hier my tyd, sal ek by u o sterke mag bly tot in ewigheid.
Iemand skryf 'n boek. En kom ons sê maar dat die verhaal gaan oor 'n familie of 'n gesin met wie dit baie sleg gaan. Maar uiteindelik vind die boek sy einde daarin dat almal weer uiteindelik gelukkig is en dat al die probleme opgelos is. En nou kom die skrywer en om aan sy boek 'n diepere dimensie te gee, maak hy van 'n subtema gebruik. So byvoorbeeld, wanneer hy met sy boek begin en vertel van die elende van die gesin of familie, dan maak hy gebruik van die seisoentema. Sê dit was winter gewees in daardie tyd. En dan uiteindelik, soos wat die boek nou ontwikkel het, en uiteindelik die verhaal vertel van die gesin wat toe nou weer vrolik en gelukkig aan die einde was, dan sê die subtema, en toe het die lente reëns begin. Lente van vrolikheid, lente van lewe wat weer begin. Dis 'n subtema in 'n verhaal wat 'n mens in baie boeke raakloop. In die boek Ester het ons met iets soortgelyk te doen. Wat ons lees is die hooftema. Maar in hierdie hooftema is daar in die agtergrond 'n subtema. Maar hierdie subtema in Ester is so belangrik, dat as jy die hele verhaal klaar gelees het, en jy gaan sit en jy dink na oor die boek Ester, dan besef jy, maar die subtema van Ester is eintlik die hooftema. Wanneer 'n mens Ester deurlees en nou met spesifieke verwysing na die ou vertaling, sal nou vir u verduidelik, dan merk 'n mens op dat in die boek Ester God se naam glad nie gebruik word. Daar word ook nie eers na God verwys nie. Dis die enigste boek in die hele Bybel waar 'n mens dit aantref. In die 1983 vertaling is die woord God tog in die laaste paragraaf van die boek ingebring, en 'n mens kan verstaan hoekom die vertalers dit gedoen het, maar eintlik moes hulle nie. Want in die Hebreëse teks, soos wat u dit nou meer in die ou vertaling sal raak sien, wat meer 'n letterlike vertaling is die woord God of die naam Here nêrens gebruik nie. Inteendeel, sou 'n mens die boek Ester gaan vergelyk met al die ander geskiedenisboeke in die Bybel, dan staan dit radikaal uit, want in elke geskiedenisboek wat 'n mens lees, en nie net die geskiedenisboeke nie, feitelik op elke sin word gesê, en God het opdrag gegee, doen dit en dit. En iemand het tot God gebid en gevra, wat moet hy of sy doen? Maar nie in Ester nie, geensins. Lees ons deur Ester,
is dit mense wat besig is om te wik en te weeg. Mordegai hoor van hierdie man Haman wat die Jode wil uitroei. Hy praat met Ester. Sy vat kanse om hierdie saak met die koning te gaan bespreek. En daar word hierdie opdragte gegee. Maak die Jode bymekaar. Die naaste wat ons aan om het so te stel aan God sou kom, is om, toe sy sê, laat die volk vir 3 dae en nagte vas terwille van my. Ons sou dit andersom kon sê, dat hulle dit vir 3 dae en 3 nagte bid, dat die koning na my sal luister. En nou vir die feit dat God se naam nêrens vermeld word in Ester nie, of dat daar geen verwysing is na God in Ester nie, is daar al in die geskiedenis vrae gevra, maar hoort die boek Ester ooit in die Bybel? En dan wanneer 'n mens die boek dan fyn begin lees, dan kom jy agter, maar hier is iets anders in die boek aan die gang. Hier is 'n subtema. En watter geskiedenis het die skrywer van Ester gebruik as subtema? Hy het die uittog uit Egipte as subtema gebruik. Nie dat Ester, die verhaal van Ester en die Jode in die Esterboek dieselfde is as die uittog nie. En of dat daarna direk verwys word nie, glad nie. Maar daar sekere motiewe. As 'n mens die boek mooi lees, dan sien jy, maar die uittog uit Egipte is die subtema. Soos byvoorbeeld, in Ester het ons met 2 leiers te doen, Ester en Mordegai. Die uittog uit Egipte wat die subtema is, het ons ook met 2 leiers te doen, Moses en Aaron. Ester was bang om met die koning te gaan praat. En net so wou Moses nie met die Egiptiese farao, met die koning gaan praat nie, en hy het vir die Here gesê, ag, kry tog iemand anders, want ek kan nie praat nie, ek sukkel om te praat, en al die tipe van dinge. Moses was 'n aangenome kind deur die prinses in die paleis. Ester, soos ons gehoor het, was inderdaad in normale sin van die woord, was sy ook 'n aanneemkind. Maar net soos Moses 'n direkte band gehad het met die koninklike gesin van die farao, net so het Ester 'n direkte band gehad met die Persiese koninklike paleis. Sy is uiteindelik aangewys as die koningin van die Persiese ryk. Moses en Aaron staan teenoor die onderdrukker van die Israel volk, so staan Ester en Mordegai teenoor die onderdrukker van die Jode, die man Haman. In beide verhale het die onderdrukkers bang geword. Met die 10de plaag het die farao bang geword en toegesê, nee, nou moet die volk trek. En hoor ons ook van Haman, wat groot geskrik het en bang geword het, en beide het hulle lewe verloor. Ester, die verhaal van Ester,
loop uit op die viering van die Purimfees. Die Exodus verhaal loop uit op die viering van die Paasfees. Wat gebeur in die boek Ester? Soos gesê, mense maak planne. Mense waag kanse. Maar wat gebeur die hele tyd? Net soos wat God sy volk uit Egipte uitgelei het, is God hier in die boek Ester agter die skerms besig. Ja, Ester en Mordegai en die Jode doen wat hulle aandvind om te doen. Maar nêrens sien of hoor ons iets van God nie. Ons leef by wyse van Spreuke presies so in dieselfde wêreld as Ester en Mordegai. Ons is gelowiges. Maar elke dag wik en weeg ons. Ons leef ons lewe. As ons geld op die aandelemark sit, dan vat ons 'n kans. Want die mark kan val. Wanneer 'n boer honderde hektaar beplant, vat hy 'n kans. Want die droogte kan kom. En al die geld wat hy in daardie grond gesteek het, kan hy verloor. Maar dis hoe ons leef, dis hierdie lewe. Ons het bekommernisse. Noem dit alles op siekte. En wat vra ons onsself? Hoor die Here ooit my gebede? Sien hy wat met ons gebeur? Dis nie dat elke nou en dan 'n engel van die Here aan ons verskyn en vir ons sê, hou goeie moed, ja, jy het die regte besluit geneem, stap die pad nie. Ons leef 'n aardse lewe, maar ons leef dit in die geloof. Maar dan moet ons by erken, dan kom hierdie aardse lewe met sy voor en sy teenspoed. En ons wonder, sien God dit raak? Ons stap na die begin van die boek toe terug. En ons begin by die titel. Want die titel van die boek gee al vir ons 'n riglyn. Die naam Ester hou verband met die Hebreëse woord wat beteken wat weggesteek is. Wat is weggesteek in die boek Ester? God wat agter die skerms sy volk beskerm. Net soos wat hy dit destyds met die uittog uit Egipte gedoen het. Die naam van God kom nêrens in die boek Ester voor nie, dit is weggesteek. Maar die profetiese van die boek Ester is dat God voor of agter die skerms nie sy kind of kinders uit sy hande laat val nie. En daarom, broeder en suster,
kan ons maar in hierdie wêreld binne ons omstandighede opstaan en leef. Want die Nuwe Testament het op 'n klomp plekke vir ons kom sê, wat is die geheimenis? Wat is dit wat weggesteek is? Die Jesus van Nasaret is die Christus. U sal ook onthou verlede Sondag op plekke waar Jesus vir sy disippels gesê het, moenie vir iemand sê ek's die Christus nie. Doen dit eers as ek op die 3de dag opgestaan het. En dan daarna kan Paulus nie ophou om te vertel van die geheimenis wat bekend gemaak is nie. In die taal van Ester, dat dit wat weggesteek was, nou oop en bloot is nie. Miskien kan weeg ons, vat ons kanse. Maar vandag sit die Here Jesus Christus aan die regterhand van sy Vader en hy regeer oor in magte, selfs ook wanneer ek in onbeholpenheid verkeerde besluite neem. Want dit is God se saak dat nie een van sy kinders sy koninkryk sal misloop nie. Kom broeders en susters, kom ons staan tog op en kom ons begin leef. Jesus Christus is ons koning. Amen. Ons slotgesang is gesang 470, die eerste, tweede en derde strofe.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.